Ek wil u uitnooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 17. Johannes hoofstuk 17. En hoewel ons eintlik net gaan raak aan 'n gedagte wat in hierdie gebed van die Here Jesus voorkom, gaan ons die hele gedeelte saam lees. Ons sien die opskrif daar sê die gebed van Jesus vir sy disippels. Die gedeelte word ook die hoë priesterlike gebed van Jesus genoem. Dit is die vooraand van Jesus se kruisiging, daai selfde aand wat hy in hegtenis geneem sou word, daai laaste aand wat hy tyd saam met sy disippels spandeer het, hulle geleer het, bemoedig het, voordat die dinge sou gebeur, wat dan nou die volgende dag sou gebeur, en hier aan die einde rond, voordat hulle uitgegaan het, het hy 'n gebed gedoen, en ons lees Johannes 17 vers 1 en verder dan nou saam. Dit het Jesus gespreek, en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat u seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het, en hulle liefgehad het, net soos u my liefgehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het,
omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het ek U geken. En hulle hier het erken dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Net tot sover ons voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan vra dat jy net so bly sit, en dan bid ons saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om in hierdie aand met U te kan praat, as ek nou dink net aan die gebed wat ons saam gelees het, hoe ons Here Jesus, toe hy nog hier op aarde was voor sy kruisdood, gebid het vir sy disippels, ook vir ons gebid het, wat nog in hom sou glo in die toekoms. Ag, en dankie dat ons weet, U is die hoorder van gebed. Baie dankie vir U voorreg om in hierdie aand te vra, Here, dat U op 'n besondere wyse met ons sal praat, terwyl ons besig gaan wees met U woord. Sal U woord in ons hart oopbreek, sal U ons verstand open, om die geestelike waarhede te kan verstaan, en te kan uitleef, en 'n lewe te kan leef wat U verheerlik. Ag Here, ons wil vir U dankie sê vir vanoggend se geleentheid, waar ons as kerk saam verenig kon wees en kon luister na U woord. Dankie vir die oproep wat U aan ons gerig het om in ootmoed voor U te leef en in diepe afhanklikheid U te vertrou, omdat U teenwoordigheid en U krag wat werk alles kan verander, die nood wat ons beleef in ons kerk en in ons land ook. Here, baie dankie vir U voorreg dat ons vir Dr. André as herderspaar van die gemeente aan U kan opdra. Ons bid dat hulle geseënde tydjie weg sal hê, 'n goeie tyd van rus en tyd geniet saam met die kinders en kleinkinders. Sal U hom ook asseblief seën en kragtig gebruik in die klasse wat hy die volgende week gaan aanbied, maar die week na die een wat kom, die dienste wat hy gaan waarneem wanneer hy gaan rondpreek op verskillende plekke, sal U Uself asseblief daar ook verheerlik. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Dankie vir wat U besig is om te doen in mense se lewens, mense wat bygevoeg word, mense wat gered word, mense wat groei in hulle wandel met U. Ons bid asseblief, Here, dat U op 'n besondere wyse sal voortgaan met daardie werk, dat U elke persoon wat betrokke is in die diens, en wat 'n bediening ook al, sy hande sal sterk maak in U werk, en dat U naam verheerlik sal word deur hierdie gemeente wat as 'n ligtoring ook in hierdie omgewing dan nou dien. Baie dankie dat ons kan bid vir die Breër Kerk, die uitdagings wat daar is. Plekke in klein dorpies waar baie mense weg verhuis het, waar dit moeilik gaan, sal U asseblief daar uitkoms gee. Wil U ons nie asseblief moet herlewing besoek nie. Ons het U so nodig in die land, Here. Daar's soveel mense wat leef eintlik 'n ewigheid in jaag, sonder hoop en sonder God. Wil U nie ons land tot stilstand bring en mense laat besef dat hulle U nodig het nie. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus se naam. Amen. As ek vir vanaand sou vra om in een sinnetjie die vraag op die bord te antwoord, wat is die ewige lewe? Nou, dis eintlik sleg, het dit daar gestaan voor die tyd, en soos om die memorandum, die antwoorde van 'n vraagstel te sien, toe ons nou gelees het, voor dit gevra word. Maar as jy moes sê in een sin, wat is die ewige lewe? Hoe sou u dit verwoord? Wat sou u gedagte wees? Ek dink is 'n vraag wat ek, hoe meer ek daaraan dink, hoe meer wil ek dit vir mense vra oral wat ek kom. Ons weet dat die Bybel die ewige lewe beloof vir elkeen wat in Jesus glo. Ons weet dat dit iets is wat ons sal ontvang in hierdie lewe. Dis nie net iets wat wag eendag vir ons nie. Ons het die ewige lewe wanneer ons vertroue in Jesus as ons redder en ons Here geplaas het. Maar ons verstaan die begrip ewige lewe, maar hoe sou u verwoord? Wat is die ewige lewe? Sommige mense, verskoon tog,
beweer die ewige lewe is dood eenvoudig soos die woordjie sê om nooit dood te gaan nie. Dan leef jy mos vir ewig. Dit is veel meer as dit. Sluit vir ons as kinders van Here beslis die hoop in dat ons vir ewig gaan lewe by die Here. Maar die ewige lewe is meer as net om nie dood te gaan nie. Vir sommige mense sou dit verwoord om te sê die ewige lewe is om hemel toe te gaan. Dit is 'n voorreg wat die ontvangs van die ewige lewe insluit. Maar dit is nie al waaroor dit gaan nie. Sommige mense dink die ewige lewe is iets wat jy as 'n beloning kry as jy goed genoeg geleef het. Nou ons weet in die lig van die woord, die ewige lewe is nie iets wat ons kan verdien deur ons werke nie, maar sommige mense huldig daardie gedagte, as jy mooi leef, dan is die ewige lewe iets wat jy kry na die lewe. Ander mense dink dit is 'n eindelose geluk en vreugde, amper soos 'n sprokiesverhaal wat eindig met hulle het vir altyd gelukkig saam gelewe. Party mense verwys heel vaag daarna om na 'n beter plek toe te gaan. Baie keer sal hulle as iemand gesterf het, veral in kringe waar mense nie noodwendig dikwels die Here regtig ken nie, sal hulle sê hulle is nou by 'n beter plek. En as jy so vra wat is dit, dan sou hulle nie heeltemal weet wat dit is nie, maar hulle dink net dis beter as wat ook al hulle hier beleef het. Vir sommige sou dit wees om vir ewig en altyd by jou geliefdes eendag te kan wees. Die Here Jesus gebruik 'n uitdrukking wanneer hy sê wat die ewige lewe is, wat my hart so aangegryp het vir baie lank nou. As ek myself kry, dan maal hierdie gedagtes deur my kop. Die Here Jesus sê daarso dat hy aan almal wat die Vader hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dan sê hy, en dit is die ewige lewe. Wil jy 'n definisie hê van wat die ewige lewe is? Dis dit, uit die mond van Jesus, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Die ewige lewe is om God te ken. Nou die ken hier gaan oor meer as net om van iemand te weet. Dit praat van 'n persoonlike verhouding. Dit praat van 'n nabyheid, 'n gemeenskap om God van naby te leer ken. Dit is die ewige lewe. En dit is soveel anders as wat baie mense dink dit behoort te wees of dink dit is. Daarso is 'n katekismus, 'n leerstuk, hulle praat van die Westminster Shorter Catechism in Engels. En die eerste vraag van daardie katekismus wat opgestel is om te onderrig uit die woord, vra die vraag, as ek nou in Afrikaans dit kan vertaal, wat is die mens se hoogste doel? Hoekom is ons hier? Hoekom bestaan ons? Wat op aarde doen ons hier? Dan antwoord hy, die mens se hoogste doel of einddoel van alles vir ons as mens is om God te verheerlik en hom vir ewig te geniet. Om God te ken is wat dit is om die ewige lewe te hê. Die ewige lewe in die lig van die woord gaan oor meer as net tydsduur, dat dit vir altyd gaan aanhou, hoewel dit so is. Dit gaan meer as oor 'n plek, die hemel. Dit gaan oor 'n lewende verhouding met die enige waaragtige God. Dit is wat ons ontvang wanneer ons die ewige lewe kry. Ons sien die gedagte van om God te ken en van naby te ken, reg deur die skrif eintlik, dat dit is waartoe ons opgeroep word. En vir ons as skepsel is dit die grootste voorreg en vreugde wat daar kan wees, is om die lewende God van naby te leer ken as ons God, om gemeenskap met hom te kan geniet. Daarom is dit so aangrypend hoe Dawid op sy sterfbed aan die einde van sy lewe met sy seun Salomo praat en die raad wat hy vir hom gee, toe sê hy daar in 1 Kronieke 28 vers 9 hierdie woord, en jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Wat hy wil hê, sy seun Salomo het geweet van God. Maar Dawid sê, my kind, jy moet God ken.
jy moet hom dien met jou hele wese. Dit is wat op die einde van die dag saak maak. Dit is wat dit is, of eintlik die grootste voorreg wat ons as mens kan geniet. Die Here self sê in Jeremia 9 vers 23 en 24 hierdie woorde, so sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen, want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Dit is waaroor dit gaan, om God te ken, van naby te leer ken. Dit is wat dit is om die ewige lewe te hê. Paulus het dit baie goed verstaan, wanneer hy skryf in Filippense 3, eintlik alles wat hy eenkant gesit het, al die meriete wat hy gedink het, sy ou toegewyde lewe as fariseer sou bewerk, as 'n volbloed Jood, toegewyde godsdienstige fariseer, en alles wat hy prysgegee het om Jesus te leer ken, sê hierdie woorde, ja waarlik, ek ag ook alles skade, om die uitnemendheid van die kennis van Jesus Christus, al daai dinge sit hy eenkant, om Jesus te ken, dit is die einddoel, dit is wat hy ontvang het, dis wat hy wou hê, my Here, terwille van wie ek alles prysgegee het, en as drek beskou, alles wat hy gedink het, waarde het in sy lewe, en meriete gedra het voor God, het hy eenkant gesit vir een rede, om Jesus te ken, sy Here, as sy Here te ken. Hy sê daar, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, nie dit wat ek verdien het deur my lewe nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Wat was vir Paulus die hoogste voorreg wat hy ontvang het, is om God te ken. Dink dikwels, hou ons die ewige lewe anders aan mense voor. Dikwels is ons fokus meer op net eendag en die hemel. En mense sal iets sê in die lyn van, wil jy hel toe gaan? 'n slegte, verskriklike plek van vlamme, en waar die wurm nie sterf nie, en die vuur nooit ophou nie, of wil jy hemel toe gaan, waar daar niks sleg gaan wees nie, en siekte gaan wees nie, en daar gaan nie dood wees nie, daar gaan strate van goud wees, en alles gaan so wonderlik wees. Wil jy die ewige lewe hê, of wil jy die ewige hel hê? En bitter min mense sal, as hulle dit hoor, sê hulle wil jy hel hê. Almal sal sê, ek wil liever. Die vraag is eintlik, wil jy vir God hê? En daar is die antwoord dikwels anders. Baie mense soek die voorregte daarvan om God te ken. Hulle wil hemel toe gaan, hulle wil nie hel toe gaan nie, maar hulle soek hom nie. Ek het by myself gewonder in die voorbereiding van hierdie boodskap, hoeveel mense sou dalk tevrede wees daarmee, om die hemel te beleef as die hemel is, soos wat dit beskryf word hier in alle opsigte, behalwe dat God nie daar sou wees nie, sou hulle nie maar sê, dis my goed genoeg, ek soek alles wat daar is nie. Die punt is hemel, want God is daar. Hel is hel, want die heerlikheid van God is nie daar nie. Ek het 'n versie wat ek nie daarop het nie, wat ek so graag vir julle wil lees. Hoor hoe beskryf 2 Tessalonisense 1, vers 9, of 8, 9 en 10, hierdie onderskeid. As ons sê, hemel is hemel, want ons is by God, en hel is hel, want is 'n plek verwyderd van sy aangesig. Hy sê daar in vers 8, in vuur en vlam, wanneer hy, die Here, wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, nou die ewige lewe is om hom te ken, en op die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie, dis mense wat die goeie nuus van Jesus hoor en dit verwerp, wat nie hulle lewe
met hom regmaak nie, wat hom nie leer ken as hulle Here nie. Hy sê hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte. Dit is die gruwel van die hel. Is nie net die vlamme en alles nie. Ja, alles wat die Bybel beskryf is so 'n werklike plek, maar dit is die afwesigheid van die heerlikheid van God. As God lewe is en alles wat goed is uit hom te voorskyn kom, hoe verskriklik is dit om vir ewig verwyder te wees van sy aangesig. En dan vers 10, hy so iets van die ander kant. Wanneer hy kom, praat van Jesus se wederkoms, wanneer hy gaan oordeel die wêreld en die wat hom verwerp het, dan sê hy ook, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en hoor hierdie woorde, en bewonder te word in almal wat glo. Die genieting van wat vir ons as sy kinders voorlê is, om hom vir ewig te kan geniet, te kan bewonder, te kan wees by hom. Dis wat ons siel na smag, dit is wat verloor is, daai nabyheid, daai wandel, daai gemeenskap met die sondeval toe in die wêreld ingekom het, en dit is wat herstel is deur die genade van God in die Here Jesus, dat ons God van naby kan leer ken, dat ons as sondige mense met die heilige God versoen kan word, en dat ons hom kan ken en kan geniet. Dit is die ewige lewe. Die werklikheid is dus, as die ewige lewe is om God te ken, is nie net 'n plek wat lekker is, waarna ons eendag gaan nie, dis iemand met wie ons gemeenskap kan geniet, dan is die werklikheid, en dit is so skokkend om daaraan te dink, dat nie almal die ewige lewe soek nie. Ons sien dit in die Bybel. Dink aan die woorde van die Here Jesus in Johannes 5 vers 39 en 40 waar hy sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe reken, dat hulle soek na die ewige lewe. En dit is die skrifte wat van my getuig, sê Jesus, hy is die lewe. Hulle soek na die ewige lewe in die skrifte wat hulle gehad het, maar hulle soek nie hom nie. Hy sê, en julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Ons dink, almal sal spring vir die geleentheid om die ewige lewe te hê. Die werklikheid is, dat baie mense soek weer eens voorregte van, wat daarmee gespaard gaan, byvoordele. Hulle soek nie God nie. Sien dieselfde gedagte daar in Johannes 6, toe die Here Jesus die dag na hy die brode vermeerder het, die skare hom opgespoor het, en hy vir die woorde gesê het, voorwaar ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Julle soek my want julle soek brood. En hy sê vir hulle na dit, verskoon tog, daar is die versie nou weg, eintlik toe hy homself aanbied, en sê, ek is die ware brood, wat uit die hemel neergedaal het, dat as iemand daarvan eet, hy nooit weer sal honger hê en sal dors hê nie, hy bied homself, hy bied die ewige lewe aan. Toe sê baie van hulle, hierdie woorde is hard, wie kan daarna luister, en hulle het weggegaan en opgehou om hom te volg. So baie mense soek dinge by God, maar hulle soek hom nie. Vir ons as kinders van God is die groot voorreg van die ewige lewe wat ons nou al ontvang het, as ons geloof in Jesus gesit het, is sodat daar dinge is wat ons meer ten volle eendag gaan ontvang en geniet in die hemel. Die ewige lewe wat ons ontvang het, is dat ons God kan ken. Dat ons aan hom kan behoort. Dat ons syne kan wees. En dis wat Jesus sê, dit is die ewige lewe. Dat hulle u ken, die enige waaragtige God, die ware, die enigste, en Jesus Christus wat u gestuur het. So, as die ewige lewe is, om God te ken, beteken dit, in die eerste plek, as ek die ewige lewe dan nou sou ontvang, dat daar 'n ontmoeting moes plaasvind. Om iemand te ken, moes jy daardie persoon iewers ontmoet het. Hulle het op 'n stadium, dalk vandag nog gebruik hulle die illustrasie
van 'n bekende persoon. Ek het nou baie lank gedink om nie iemand kontroversieel te kies nie. So dalk in Pretoria is dit veilig om te sê, ek kan vir iemand vra, ken jy vir Victor Matfield? As daar iets is wat jy pla oor hom, ek is jammer, ek moes net 'n naam kies. En hy sou vir my sê, ja, ken hom. Ek sou vra, goed, hoe ken jy hom? Nee, ek het hom op die TV gesien rugby speel. Jy ken hom nie. Jy weet van hom. Om iemand te ken, moes daar 'n ontmoeting iewers plaasgevind het. 'n naby, 'n gemeenskap, as jy sê, jy ken iemand, daar's 'n verhouding tussen jou en daai persoon, dan moes jy daardie persoon iewers ontmoet het. Hoor hoe stel Galasiërs 4, vers 8 en 9 hierdie saak. Hy sê, maar destyds, toe julle God nie geken het nie, praat van voor die Here hulle gered het, toe het hulle hom nie geken, julle het van hom geweet, weliswaar, baie mense het van hom geweet, selfs Romeine 1 sê, ons kan hom in 'n sekere sin ken of weet van hom deur sy skepingswerk, wat uitroep dat daar 'n God moet wees, maar hulle het hom nie geken, in die sin wat hulle hom nou ken nie. Het julle die gedien wat van nature geen gode is? Hulle was in afgoderry vasgevang. Hulle het God nie geken nie. Maar nou ken hulle hom. Hy sê maar nou dat julle God ken. Kan jy sien dat 'n verandering gekom? Eers het hulle hom nie geken nie. Nou ken hulle hom. Daar het 'n ontmoeting plaasgevind. Hulle ken hom nou. Hulle nie net weet van hom nie, maar het hom as hulle God ontmoet. En dan stel hy dit so mooi, of liewer amper beter om dit so te stel, deur God geken is. Dis 'n wederwysige ken, dis 'n verhouding. Nou ken julle God en hy ken julle in daai sin dat julle aan hom behoort. Dan sê hy vir hulle, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels wat julle weer van vooraf aan wil dien. Daar's baie mense wat sê hulle ken God. Titus, daai bekende versie sê dit, hy sê hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werk. Daar's baie mense, as jy vandag vir meerderheid van mense in ons land sou vra, ken jy God? Dan sal hulle sê ja, maar dis 'n weet van kennis. Want as jy hom geken het, soos in ontmoet het as jou verlosser en Here, en hy jou nuut gemaak het, toe hy jou gered het, en wedergeboorte plaasgevind het, en sy gees in jou kom woon het, dan sou jou lewe getuig daarvan dat jy hom ontmoet het. Hy sê, maar hulle verloon hom deur die werk. Om te sê is een ding, jou lewe sal wys of jy hom regtig leer ken het, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Dit is van hierdie ken, hierdie verhouding, hierdie ontmoeting wat in ons lewe behoort plaas te vind, waar ons Jesus in geloof aanneem en die ewige lewe ontvang en hom leer ken as ons God. Nie net die God waarvan ons gehoor het of die God wat ons van gelees het in die Bybel, maar my God wat my gered het, wat my uit die modderpoel van sonde uitgehaal het en my skoon gewas het en my aangeneem het as sy kind. Daai ken. Jesus sê mos in Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, my Here noem, sê dat hulle my ken, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, jou lewe wys of jy God ken of nie. Jou optrede, jou gedrag. Hy sê baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragte gedoen nie. Dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Die ontmoeting wat moes plaasvind, het nooit gebeur nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Is iemand wat nie die ewige lewe ontvang het nie. Want hulle het nie Jesus in geloof aangeneem nie. Hy sê, ek ken julle nie. En hulle gaan vir ewig weg van sy aangesig af. Daai ontmoeting, sal jy weet of dit al gebeur het of nie. Amos 3 vers 3 gebruik hierdie woorde, dis 'n paar vrae, retoriese vrae wat hy vra in die gedeelte, en die een is, sal twee met mekaar wandel, tensy hulle eers afgespreek het. Daar's nie 'n verhouding, jy 'n pad stap saam met iemand, as daar nie eers 'n afspreek was, ons gaan die pad saam stap nie.
So die vraag vir u vanaand is, as ons sê, wat is die ewige lewe? Dis om God regtig te ken. Nie te weet van nie, maar te leer ken het in die eerste plek, deur 'n ontmoeting wat in my lewe met God plaasgevind het. Jy sal weet dat 'n dag aangebreek, ongeag die datum of wat, waar ek gesê het, Here, ek wil die pad saam met u stap. Sal u my aanneem, sal u my vergewe, ek wil u dien. Daar het 'n ontmoeting plaasgevind. As dit nie plaasgevind het nie, en die ewige lewe is om God te ken, is 'n mens nie dan baie soos iemand wat sê, ja, Field, maar jy het hom nog nooit ontmoet nie. Jy het net gehoor van hom of gesien van hom. Jy ken hom nie. So, dis waar die ken begin, daar moes 'n ontmoeting wees. Verder, as die ewige lewe is om God te ken, en dit is, Jesus self het dit gesê, om die enige waaragtige God te ken, is die ewige lewe, beteken dit, daar moet ook 'n groei in kennis wees. So, die een kyk terug na die verlede, as ek sê ek ken God, ek het die ewige lewe ontvang, dan moes daar ontmoetingsdag gewees het. Maar, dit is 'n verhouding wat voortduur, ek groei in my kennis van hom, so dis nie net iets wat gebeur het, dat ek hom leer ken het nie. Die manier wat Jesus hierdie woord gebruik as hy sê dat hulle u ken, word gebruik in die sin dat dit beteken, dis 'n kennis wat voortduur, dis 'n verhouding wat aanhou groei. Die een woordeboek, verskoon die Engels, verwoord dit op hierdie wyse, as hy praat van die spesifieke woordjie, in die wyse waarop hy gebruik word in daai sinnetjie in Johannes 17, wanneer hy sê dat hulle u ken, sê in die eerste plek, to learn to know a person through direct personal experience. Ons het nou net daaroor gepraat. Dis 'n persoonlike ervaring waar jy die persoon leer ken het. Maar met dit saam, implying a continuity of relationship. Dit praat van 'n voortdurende verhouding. Die ewige lewe is nie net dat ons God leer ken het en hy ons gered het nie, dis dat ons hom nou kan ken en al beter kan leer ken deur ons wandel met hom. Dis waar baie van ons vanaand is. U weet van ontmoetingsdatum in u lewe, dag waar u met God 'n pad begin stap het, waar u hom leer ken het as u God. En nou is u besig om te groei in u kennis van hom. Dink gou weer terug na Victor Matfield toe. Dalk het hy hom ontmoet eendag. Een van die kinders hom dalk gesien en gevra, kan hulle gou 'n foto neem en 'n handtekening kry. Kan jy met reg sê ek het hom ontmoet, ek ken hom. Ken jy hom soos sy vrou hom ken? Ons grade van ken. Om te sê ek ken iemand regtig, beteken ek het gegroei in my kennis van daai persoon en ja, so dis nie net ek het hom ontmoet nie, ek leer hom al beter ken soos wat ek tyd met hom spandeer, in hierdie geval nou met die Here. So, dit gaan oor 'n verhouding wat groei. Toe ons die Here ontmoet het die eerste keer en hy ons siel kom red het, daar's hierdie blydskap en vreugde in ons binneste gewees, maar van daar af het daar 'n ontdekkingsreis begin om hom beter te leer ken. En soos wat ons die pad saam met hom stap, groei ons in daai kennis van hom. So jy besef of verstaan die gedagte van, baie keer sal ons sê, as jy iemand ken, ja, ken hom maar net van sien. Of iemand by die kerk hier sal jy dalk sê, ja, ek het 'n idee, ek ken die persoon se naam, maar ons het nog nie veel gesels nie. Maar soos wat jy tyd met iemand spandeer, leer jy al meer van daai persoon se hart, se karakter, se wese. En soos wat jy groei in daai kennis van die persoon, en hulle hart teenoor jou oopmaak en jy teenoor hulle, groei daai kennis en verhouding. Dikwels saam met dit liefde ook. As 'n mens dink aan iets soos die huwelik. Ek het vanaand my vrou, ek weet nie hoeveel meer lief, as die dag wat ek saam met haar voor die kansel gestaan het en ons getroud is nie. Soos wat 'n mens 'n pad saam stap, leer jy die persoon beter ken. Jy leer waarvan hulle hou en waarvan hulle nie hou nie. Jy leer wat hulle bly maak. Jy tel dinge op by hulle wat jy ken daai persoon soos wat niemand hulle ken nie.
Om God te ken is nie iets in die verlede wat net gebeur het nie. Dit is om saam met hom te wandel. Dit is om tyd met hom te spandeer, om hom beter te leer ken. Hy ken ons van binne en buite. Ons sit en ons opstaan, ons gedagtes, ons woorde nog voor ons kan praat, maar ons leer hom al meer ken. En dit is die voorreg van die ewige lewe om hom beter te kan leer ken. So iets van die ewige lewe wat ons in die lewe al kan geniet, nê. 2 Petrus 3 vers 18 sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker. Daar behoort 'n groei, 'n toename in proefondervindelike kennis van Jesus te wees, om 'n pad saam met hom te stap. Groei ons in ons kennis van hom. Aan hom kom die heerlikheid toe nou, sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. So dis 'n groei. Daai wat Paulus ook gesê het, sodat ek hom kan ken. Hy het op daai stadium ook al die Here lank geken, maar sy begeerte om Jesus nog meer en nog nader en so te ken, is sy dryf en sy lewe gewees, en dit behoort ons in ook te wees. So kennis van 'n persoon groei deur gereelde omgang met die persoon te hê. Jy leer iemand beter ken deur tyd met hulle te spandeer. Hoe gaan ons God beter leer ken? Deur tyd met hom te spandeer. Dink hoe anders kan stilte tyd wees, as ek dit nie beskou as 'n plig. Ek moet nou weer lees, anders raak ek agter met die Bybelleesprogram nie. En dan gaan ek nie weet wat gaan aan waar die gemeente nou trek nie. Teenoor, ek het die voorreg om myself gou toe te maak, eenkant. En in 'n sin, die ewige lewe te geniet deur tyd met God te spandeer en hom beter te leer ken nie. Hoe anders gaan ons nie die woord lees as dit nie is net ons lees oor blote feite van dinge wat gebeur het nie, maar Here, deur die woord te lees, leer ek U beter ken. Ek leer wat U behaag. Ek leer dit wat U hart seer maak en wat U nie behaag nie. Ek leer hoe U is, U karaktereienskappe, God se genade leer ons ken, sy regverdigheid leer ons ken, sy heiligheid leer ons ken. En soos wat ons tyd met hom spandeer in die binnekamer en nie net kopkennis opdoen nie, maar dit laat insink deur gebed en dit na te dink in ons harte is om in 'n sekere sin ewige lewe en die voorreg daarvan te geniet. Dink as kerk toe kom, meer kan wees, en ek glo vir meeste van u is dit, as net 'n plig wat ek moet nakom. Om te sê, Here, ek kom om tyd met u te spandeer. Dis die voorreg wat u my gun as u kind. Dis 'n smaakie van ewige lewe. Ons leer iemand beter ken deur te luister na wat die persoon sê. Ons luister na God se woord en so leer ons hom beter ken. Ons leer iemand beter ken deur waar te neem hoe die persoon in verskillende omstandighede optree. Deur die woord te lees, leer ons nie net wat God verwag nie, maar hoe hy is. En daardie leer behoort meer as net, ek wil weer sê, ons gedagtes te raak. Dit behoort ons lewe te vorm, geloof al dieper in God te werk. Dit is een ding om te lees dat die Here sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Jy verstaan dit anders wanneer jy in jou diepste nood na God roep en proef ondervindelik ervaar. Here, U het beloof, U gaan my nooit begewe en nooit verlaat nie. Dis 'n groei in verhouding, is 'n groei in kennis. Dis die voorreg van die ewige lewe. Ons sien dit in Gods manne en vroue van die verlede. Dink aan Moses. Het gemeenskap met God, om hom te ken, van naby te ken, kom deur tyd met hom te spandeer. Ons lees in Eksodus 33 vers 9, en as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af. Nou daar's 'n tent wat hulle eenkant opgeslaan het, waar Moses gegaan het om met die Here te praat. Dan kom die wolkkolom af, die sigbare, dan 'n wyse waarop God gewys het dat hy daar teenwoordig is.
en gaan by die ingang van die tent staan, die wolkkolom, en dan spreek hy met Moses. Dan praat God met Moses. Lees in vers 11, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man wat met sy vriend spreek. Dis gemeenskap, dis ken, dis nie weet van nie, dis verhouding, intiem, naby. Die grootste voorreg wat ons as mens kan geniet is om God se teenwoordigheid, sy nabyheid te kan ervaar. Hy sê daarna gaan hy, is nou Moses, na die laar terug, maar sy dienaar Joshua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie, hy het net daar gebly. Dink aan Psalm 27, waar Dawid sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Dis nie net, Here, ek wil daar wees waar ek die heerlikheid kan aanskou. Dis my grootste begeerte, die een ding wat ek in die lewe soek. Maar saam met die aanskou is daar verdere ondersoek. Dis 'n groei in kennis van God. Is 'n groei in my wandel met die Here terwyl ek tyd met die Here spandeer. Dink aan hoeveel van die mense waarvan ons selfs in Genesis lees, Henog het met God gewandel. Dit praat van 'n verhouding, is pad saam met die Here stap. Noag het met God gewandel. Abraham sê die Here voor wie se aangesig ek gewandel het. Dis mense wat verstaan het die voorreg van gemeenskap met God. Dis iets wat groei soos ons tyd met hom spandeer. Dit laat mense dink aan 2 Korintiërs 3 vers 18 wat sê terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Terwyl ons tyd met hom spandeer, word ons verander om meer soos hy te word. Van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Net nog so een versie, Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dit is die bewuste teenwoordigheid van God in my lewe. Dit is 'n smaakie van die ewige lewe wat ons ontvang het en in hierdie lewe reeds kan geniet. Maar daar lê ook beslis 'n toekomstige element voor. So onthou daar's 'n verlede een, daar moes 'n ontmoeting wees. Daar's 'n hede, is 'n wandel met God, groei in kennis van hom soos wat ons 'n pad met hom stap. En dan lê daar ook baie beslis voorregte wat deel is van hierdie. As hy sê die ewige lewe is om God te ken, dan beteken dit daar lê 'n ewige ken, as ons dit so kan noem, voor. So dit is die ewige lewe dat hulle U ken. Dit is iets wat ons nie net op aarde geniet nie, dis iets wat ons ten volle in die ewigheid gaan geniet wanneer ons by God is. Dit begin hier, maar dit vind absolute wonderlike vervulling ook eendag wanneer ons by die Here gaan wees. Hoor, naby aan die einde van hierdie gebed wat sê Jesus, hy sê Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees. Jesus sê, hy bid, hoe mooi is dit? Vader, ek wil hê dat die wat U aan my gegee het, hierdie mense wat hy daar gesê het, ewe gegee het, ek wil hê dat hulle ook by my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Jesus wou ons eendag in sy teenwoordigheid kan wees. 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël in 'n raaisel, soveel dinge wat ons nie weet nie, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Ons sê God ken ons ten volle, maar daar's 'n voller ken van hom wat ons eendag gaan geniet wanneer ons by hom gaan wees. So weer eens, dis wat hemel maak. Openbaring 21 vers 3, wanneer hy praat van die
Nuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdaal en sê, ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, sy woning is by die mense. En dan sê hy daarso, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Dit is hoekom hemel gaan wees. Dit is die groot ding waarna ons uitsien. Dit is die groot smagting wat daar is in ons siel. Openbaring 22 vers 3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die Lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien. Ons gaan op 'n ander wyse leer ken as wat ons nou doen. Nou doen ons soos Petrus sê, ons het hom lief, hoewel ons hom nog nie gesien het nie, maar eendag gaan ons by hom wees, ons gaan sy aangesig sien, sy naam sal op hulle voorhoofde wees, ons is syne en ons gaan by hom wees. Daar is nie 'n tempel daar nodig nie, want God is die tempel. Hy is self teenwoordig, ons hoef nie na 'n plek toe te gaan om sy teenwoordigheid te beleef nie. So die voorreg wat die ewige lewe ook insluit vir ons as ons vorentoe kyk, is 'n ewige, ononderbroke gemeenskap met God in sy teenwoordigheid. Dis die volheid eintlik van die ewige lewe wat ons gaan ervaar daar. So as hy praat van die Here wat van die hemel gaan neerdaal en ons gaan wegvoer in wolke, die Here tegemoet in die lig, sê hy hierdie woorde, en so sal ons altyd by die Here wees. Dis waarna ons uitsien. Dan bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So, die ewige lewe is nie net 'n uitdrukking wat beskryf hoe lank ons gaan leef eendag nie. Ons gaan vir ewig leef. Inteendeel, as dit die enigste betekenis sou wees, selfs die ongereddes gaan vir ewig voortbestaan. Ons noem dit net 'n ewige dood, nie 'n ewige lewe nie. Die ewige lewe is meer as net 'n plek waarna toe ons gaan. Met goue strate, en die boom van die lewe en parelpoorte en al daai dinge nie. Die ewige lewe is die voorreg om God te ken. Dis die einddoel van alles. En die wonderlike is, ons hoef nie net te wag tot eendag voor ons die ewige lewe kan ervaar nie. Baie van ons wat hier sit, het dit reeds ontvang deur die ontmoeting wat met God plaasgevind het toe ons Jesus aangeneem het as ons Here en ons Verlosser. Ons geniet voorregte van die ewige lewe deur tyd met God te spandeer en te groei in ons wandel met hom. En ons gaan dit eendag ten volle geniet wanneer ons vir altyd by hom gaan wees in die hemel. So, moenie net rondgaan, mense se arm probeer draai om net Jesus aan te neem om eendag liewer as hel toe te gaan nie. Dit is ook so. Ek sien nie as 'n mens kyk na hoe die evangelie aangebied is, dat Paulus byvoorbeeld sê, glo in Jesus dat jy liewer hemel toe as hel toe kan gaan nie. Bekeer julle tot God, sodat jy die ewige lewe kan ontvang, en die ewige lewe is om God te kry. Nie net 'n plek te kry om eendag te gaan bly nie. En die ander ding, geniet die ewige lewe nou al. Dis nie net iets wat ons eendag gaan geniet nie. Geniet dit om God beter te leer ken in u wandel met hom. Verlustig u in tye soos die wat ons na sy woord luister. Mag u binnekamer, u stilte tyd, die hoogtepunt van elke dag wees, want dis waar u tyd met God spandeer en u hom beter leer ken en hy moet u praat en u moet hom gesels en deur dit wat die band, die verhouding versterk word en groei. Ek wil afsluit deur 'n paar woorde te lees, 'n paar versies aan die einde van Psalm 73. Is daai pragtige Psalm van Asaf nadat hy gestoei het met die eintlik groot raaisel van hoekom lyk dit of dit so goed gaan met die goddelose en dikwels so moeilik met die wat vir God leef. Dan eindig hy met hierdie woorde. Hy sê: Nogtans is ek altyd deur by u.
U het my regterhand gevat. Hy sê hoe moeilik dit ook al gaan en hy beskryf hy moeilike dinge beleef het in die lewe. U sal my lei deur u raad, kan jy hoor, dis 'n verhouding, die Here lei hom, en my daarna in heerlikheid opneem. Ja, ons gaan by hom wees, hy het ook daai hoop gehad, maar is nou al 'n wandel met die Here en dit eindig in aardse terme in die ewigheid, wanneer ons by God opgeneem gaan word. Hy sê, wie het ek buiten u in die hemel? Buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Hy sê, u is alles wat ek soek. Hy het verstaan, om God te hê is om alles te hê. Dit is die ewige lewe. Hy sê, al beswyk my vlees en my hart, al gebeur wat met my liggaam, my hart. God is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. Here, ek het u vir altyd. Dis wat saak maak. Want kyk, die wat hulle ver van u afhou vergaan, u roei almal uit wat van u afhoereer. Mense wat God nie wil hê nie. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Iemand wat verstaan het wat dit is om God te hê en dat om hom te hê is alles. Dis waaroor dit gaan. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons in u woord besig kon wees en ons wil uitroep van dankbaarheid dat ons die ewige lewe by u kon ontvang. En dat die geskenk wat ons ontvang het soveel groter is as enige goue strate of heerlikheid wat daar gaan wees in die hemel, dat ons u self kon ontvang, dat ons u mag ken. Ons, mense wat verwyderd van u geleef het, in die hardheid van ons hart, vervreemd van u, het u deur u seun met u versoen, dat ons u werklik kon leer ken. Dankie dat ons kan groei in daai kennis, dankie dat ons kan uitsien na ewigheid in u teenwoordigheid. Ek bid asseblief, as daar iemand is wat hier sit vanaand en u nog nie ken nie, dat vandag die dag van ontmoeting vir hulle sal wees, die dag wat hulle sê, Here, ek wil u hê, ek wil my lewe aan u wy, ek wil u dien, sal u my aanneem. Ek bid dat die res van ons almal sal groei in ons wandel met u. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.